Dankie Jesus. En daar waar jy is, aanbid bietjie die Here vanmôre. Dankie Here. Speel hom net weer soos, want daar sing hom net so liggies in die agtergrond. Kom ons bly lekker in aanbidding vanmôre. Ons hoor wat die Gees van die Here sê, ons gaan nie nou oor gaan in preek nie. Ek voel vanmôre, ons moet net in aanbidding bly. Ons moet die Here loof vanmôre. U is waardig. U is vanmôre waardig, Here, om geprys te word. U is waardig om geloof te word vanmôre, Here. Daar is niemand soos U nie, Here. Ek is deel van die koninkryk van Christus. Ek is vanmôre duur gekoop. Ek is vanmôre verlos, Here, deur U bloed. Dankie Jesus. Ek bely die bloed van Jesus oor hierdie gemeente vanmôre. Oor hierdie grondgebied, oor hierdie kerk, Here, elke bose mag, die verbinding wat ons het. Die mag wat ons kan hê om te kan bind vanmôre. Volgens Matteus 18 bind ons. Dankie Jesus. O, yes, Here, U is waardig vanmôre. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees? Dankie Gees van die Here. Dankie dat U in ons lewe teenwoordig is. Vir hulle wat nou vanmôre ook live luister, ek bid vanmôre vir jou, ons dien 'n alomteenwoordige God. Ons dien 'n alomteenwoordige God. Die Here is oral, hy ken dit. Hy ken jou naam vanmôre, hy ken jou by jou naam. Ons is syne vanmôre, ons is sy volk, ons is sy skape vanmôre. Dankie Here. Kerk, ek wil gou vanmôre vir jou sê, jy's duur gekoop. Jy's duur gekoop. Wil jy nie net die Here verheerlik vanmôre nie? Wil jy hom nie net vanmôre verheerlik nie? Die Here het jou oneindig lief. Die vraag is vanmôre, kan jy hom verheerlik met jou liefde? Kan jy vanmôre sê, Here, hier is ek, deur my omstandighede. Deur my omstandighede wil ek vanmôre net die salwing op my hê. Ek wil vanmôre weet, Here, ek is afgeseël. Die woord van God sê vir ons is verseël deur die Gees van die Here. Ons is verseël deur die Gees van die Here. Die duiwel het nie 'n vyand of 'n vashou plek nie, hy is 'n vyand. Hy wil slag, steel en verwoes, maar jy die mag vanmôre om hom te weerstaan in die naam bo elke naam, Jesus Christus. Jy het vanmôre die mag om hom te weerstaan in jou siekte, in jou finansies, in jou lewe vanmôre. Dankie Jesus. Kom gou vanmôre, as jy net 'n salwing nodig het, kom stap net gou verby, dan kan jy sit. Kom, ek wil gou vanmôre jou net salf vanmôre. Ek wil vanmôre net hê jy moet hier kom staan gou. Kry gou 'n salwing vanmôre. Kom, kry gou 'n salwing vanmôre. Here, ek salf vir Zelda vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseël is hy vanmôre, verseël is hy vanmôre deur U bloed vanmôre. Thank you Lord Jesus. Here, ek salf hom af vanmôre. Here, elke vloeke, elke woord wat in hom gespreek is, bind ons af vanmôre. Ons volg die Gees van die Here. Dankie, gaan sit maar. Doppies, ek salf jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat die krag van God deur jou sal werk. Jy's duur gekoop deur die bloed van Jesus. Wilhelmien, daar sê, kom vanmôre, Here. Kom, jy neem die mag vanmôre, jy neem die mag. Ek salf af vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Jesus. Joy vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here. Dankie, sy's afgeseël vanmôre. Rose, vanmôre bid ek vir julle, afgeseël. Elke vloek, elke wapen wat in jou gesmee sal nie in werking kom vanmôre nie. Dankie Here. Kom maar verby. Yes, mater, vanmôre bind ek dit. Yes, elke mag, elke aanslag. Hierdie man is baie aanslag teen hom. Ons bid vir jou vanmôre, broer. Die Here se krag, die Gees van die Here is saam met jou, hy is met jou. Hy wat in jou is, hoor gou, is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. Amen. Amen. Wen die hand, prys die Here vanmôre.
salf jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Neem jou autoriteit terug vanmôre. Daar is 'n spirit van minderwaardigheid, jy is nie, jy's 'n koningskind, jy's uitgekoop vanmôre, duur gekoop vanmôre, Jackie, yes. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here, dankie vir u krag in al lewe. Dankie ook vir u teenwoordigheid. Dankie vanmôre, Jesus. Amen. Dankie. Dankie vanmôre, Here, dankie vir hierdie broer wat hier staan vanmôre, u ken hom. Die Here sê, ek ken elke haar op jou hoof, broer, jy moenie worry nie, vanmôre die Here is saam met jou, jy's duur gekoop. Amen en amen. Ek salf jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jesus, dankie vanmôre. Yes, Karabahinuku Shahenda. Dankie Jesus, vir genesing. Dis wat Jesus kom doen het vanmôre, of wat hy kom doen het vir ons vir vandag. Hy het gekom vir genesing. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Hy genees nog steeds. Jan vanmôre, dankie Jesus. Ek bid oor jou gedagtes. Ek bid vanmôre, Here, ek salf hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Thank you Lord, King of Kings. Dankie Jesus. Amen. Kom julle, kom julle, kom. Johanne, kom staan hierso. Kom staan hierso. Op hierdie dag, ek wil gou vanmôre iets doen. Ek voel dit ek moet dit doen vanmôre deur die krag van die Here. Hoor gou. Ons kom op hierdie dag vanmôre. Ons breek elke banvloek, elke generasievloek, elke bloedlyn vloek vanmôre dat jy 'n nuwe identiteit. Jy is wie Christus sê jy is, Yeshua. Nie wat mense sê jy is of wie mense sê jy is nie. Jy's afgeseël vanmôre. Gaan Sondag nie meer. Gaan lewe in die vrede van die Here, ontvang sy krag. Ek salf jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Sit hom vir my daar, Tannie Rali, bid vir Tannie vanmôre. Gebrokenheid vanmôre, Here, maar Tannie, u weet die Here maak vanmôre heel, hy is vanmôre die een. Ek salf u vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Jesus. Dankie Here vir genesing. Dankie weer vir 'n nuwe hart, 'n vuurhart, 'n hart wat wil brand vir die koninkryk van Christus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Johanita, ek salf jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Selfde met jou. Maak klaar wat klaar gemaak moet word. Dankie Vader vir u goedheid, die guns en die liefde. Amen en amen. Amen. Hansie broer, daar sê my Boeta. Jesus het jou lief vanmôre. Jou identiteit is wie Christus sê jy is. Amen. Ek salf jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Andrei, daar sê. Dankie Here, ek bid vanmôre vir Andrei. Dankie Jesus vir 'n vader, 'n priester van die huis. Dankie Jesus dat U hom sal oplig, dat U hom die mandaat sal gee. Dankie Here dat hy U vanmôre kan verheerlik. Daarom salf ek hom vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Dankie Marian. Salf jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Lord Jesus Christ, you love us so much. Dankie vanmôre Here vir wie sy is in die koninkryk van Christus. Wees net en hou vas in die Here. Ek wil vir jou sê vanmôre dat jou gebede, elke gebed wat jy bid, het in almoes voor die Here gekom. Kom voor die Here. Die Here ken jou hart, hy ken 'n moederhart. Hy weet wie jy is vanmôre. Glo dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Annie, daar is hy vanmôre. Geen twyfel. Ons maak klaar vanmôre. Hy sê vir Thomas, waarom twyfel jy jou klein gelowige? Vanmôre weet jy wie die Here is. Ek seën en salf jou af in die naam van Jesus Christus in sy wonderbaarlike krag, sodat jy sal ontdek wie jy is in sy identiteit. Amen en amen. Yes, dankie Here. Seën vanmôre salf ek jou af. Jesus, dankie Here vir die roeping in sy lewe volgens Timoteus. Ek is geroep vir die bediening om sterk te staan. Daarom salf ek hom af vanmôre, Here. Dankie vir u krag. Laat u wil in sy lewe geskied, Vader. Dankie dat hy die mandaat het en die autoriteit het vanmôre, Here, dat hy sal opstaan, dat die krag van die Here oor hom sal kom. Gees van die Here. Amen en amen. Maria vanmôre, dankie vanmôre dat jy weet wie jy is in Christus. Dankie Here dat ek vir haar kan bid. Ek salf haar vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. O, yes. Laat die liefde van Jesus deur jou vloei vanmôre. Amen en amen. Dankie. Dankie. Ry nou vanmôre, yes.
Dankie Reino vanmôre dat jy opstaan vir die Here. Dankie dat ek vanmôre jou kan afsalf deur sy krag, deur sy bloed vanmôre. Is jy vrygekoop, is jy duur gekoop, weet dit vanmôre. In Jesus naam. Ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie Tannie Magda. Yes. Jana Karawa en Kushainda. Dankie Here dat U vanmôre al lief het, oneindig lief. Ek salf af vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here dat U vanmôre nog steeds in haar lewe 'n indruk maak, 'n afdruk maak en haar sal beskerm. In Jesus naam. Amen. Dankie vanmôre Here dat ek vir haar kan bid. Die woord praat hierso van die kapperkruid en hy praat hierso van die springhaan. Ek sien jy loop met ene, jy het 'n bracelet op vanmôre. Dankie Jesus dat U vanmôre elke pyn sal verlig, dit wat U gedoen het in die kruis. Kom ons lig ons hande na haar toe vanmôre. Dankie Jesus dat U dit sal regtrek, dat U alles sal reg doen wat U wil hê ons moet vir haar bid, oor haar bid vanmôre. Dankie vir die seën, vir die genesing vanmôre, dat U krag oor haar sal werk. In Jesus naam. Net U alleen kan dit doen, geen mens kan dit doen nie. Dat daar ore gesluit sal wees vir die leuen van die vyand. In Jesus naam. Amen. Verwag sy blessing. Tannie, sê gou vir my, rook jy? Jy moet daai goed los, né? OK. Ons bid vir jou, hoor. Los dit. Los dit. Here, kom vanmôre en ek bid vir Derek in Jesus naam. Ons moet vrykom vanmôre, Derek. Ons moet glo vanmôre. Ons kan nie vashou in die seer nie. Ek wil vir jou bid. Ek weet nie, die Here lê dit op my hart. Ons moet laat gaan. Let go, let go, let go. Let God. Yes, let God. Amen. Dankie vanmôre, Here, dat hy vanmôre afgeseël kan wees. Dankie vir die bloed. Dankie vir die salwing op sy naam. Ek seën hom nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie, Bianca. Baie dankie vanmôre, Here, vir haar lewe, vir haar getrouheid. Sondag na Sondag. Gee haar 'n blessing, maak vir haar Here oop. Ek bid dit vanmôre. Dankie vir die bloed wat oor haar lewe is, Vader. Dankie dat U dit gestort het vir elkeen van ons deur U beskerming. Daarom salf ons nou af vanmôre, Here, in 'n geestelike bubbel van beskerming, net soos wat U dit alleen kan doen teen die aanslag van elke bose mag, teen elke woord, teen elke wapen wat teen haar is vanmôre. Maak haar vry vanmôre. Ons salf ons seëne af in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Alnita, vanmôre, dankie Here. Ek wil vir jou sê, die Here gaan vir jou groot dinge doen. Verwag sy goedheid en sy guns. Verwag dit, spreek dit in jou lewe. Elke dag vat jou grondgebied terug. Sê dit is die dag wat die Here vir my gemaak het. Ek is sy kind. Ek is sy dogter. Dankie Yeshua. Dankie Jesus. Ek sal van seën al vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie dat jy al liefhet in Jesus naam. Amen. Amen, amen, amen. Dankie vir julle terwyl jy sit en bid. Dankie Here daar waar jy sit vanmôre, Elsa. Dankie vir 'n nuwe begin, Here. Dankie dat ek dit glo. Weet jy wat, ons glo dit? Ons glo dit. Ek voel ek wil vanmôre vir jou sê, jy glo, maar net om weer te twyfel, moenie twyfel nie. Vat dit. Wag op die Here se tyd. As die Here nie antwoord nie, wag, wees daar. Spreek dit in jou lewe. Ons moet dit inspreek, want jy is duur gekoop vanmôre. Hoor wat sê dit vir ons daar in 1 Korintiërs 6. Ons is duur gekoop vanmôre, daarom moet ons hom verheerlik. Amen, met ons liggame, hoor daarna, deur ons liggame. Ons seën jou in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek bid vir jou jong man. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy's 'n kryger van God. Dankie dat jy opstaan, getrou is, die regte pad wandel. Dit is vir my mooi as jong man, dat die woord sê, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Voor die ongelukkige dae, Here, ek bid in sy lewe in. Ek bid, want ek weet wat jy vir hom kan doen. Daarom salf en seëne kom nou af in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer dit kom by sy denke, by sy gedagtes, by sy besluite, dat hy God georiënteerd sal wees, dat hy gees gedrewe sal wees, dat hy sal staan, dat sy ja-ja's en sy nee sal wees, Vader. Dankie vir sy mandaat, dankie vir môre dat jy vir hom gesterf het. Dankie vir die bloed, verheerlik die Here. Amen en amen. Dankie. Bid vanmôre vir jou ook, Bianca, dankie
Dankie vir die salwing, dankie vir die seën in Jesus Christus naam. Dankie ook vanmôre vir die spranklikheid. Ek wil vir jou sê vanmôre, ek kan dit sien, hoor, jy verander, hoe God jou verander. Mens kan jou nie verander nie, hoor gou mooi, God verander. Hy bring die joy, hy bring weer die joy terug in ons lewe, in Jesus naam. Dankie daarvoor, ek sien, salf jou in die naam van Jesus, amen. Dankie, wie vir jou hulp. Ons gaan vanmôre 'n wonderlike woord hê. Dankie dat julle lekker, ja, dis lekker om te bid vir mekaar, amen. Lekker man, in die teenwoordigheid van die Here. O, God is goed, baie goed. Elke dag 2 minute oor 11, as dit afgaan in ons dag, het jy gesien hoe beter raak jou dag, as die wil van die Here in jou lewe geskied. Amen. En nou selfs in hierdie tyd, dan gaan ons bysit, Here, as dit afgaan, dan bid ons dit ook in 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20, die bloed van Jesus het my deurgekoop en daardeur vir die Here. Nou sit ons hierdie preek by dit. So dit beteken ons erken dat die Here God is. Amen. Ons moet erkenning gee vanmôre dat die Here God is. En dit is vir my vanmôre wat so uitstaan uit hierdie gedeelte uit. Jy sien, want baie mense vra, en dalk vra jy ook jouself vanmôre, wie is ek? As jy jouself in die spieël moet kyk of vir jou eerlik moet vra, wie is ek? Waar hoort ek? Waar pas ek eintlik in? Jy sien, want ons leef in 'n wêreld waar mense hulle identiteit probeer vind in geld en in sukses en statusse en besittings en hierdie ene moet jy nie vergeet nie. Mense se goedkeuring. Ag, iemand moet my tog net goedkeur. Iemand moet my net sien wat ek doen. Ek wil tog net daar wees. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Jy moet stil wees op die agtergrond, hoor. Dit is belangrik. Jy sien, want dan ontdek jy eintlik die waarde van jou lewe. Wie jy is. Psalm 100, blaai gou saam met my soontoe. Hierdie week moet jy dit saam met my lees. Hierdie is wonderlik en Dawid skryf dit vir ons daar uit die woord van die Here. Psalm 100. En ons gaan lees daar vanaf vers 3. Daar is hy vir jou ook op die skerm. Psalm 100 gee vir ons die antwoord. En Dawid wys nie eerste wat ons moet doen nie, maar hy wys eintlik wie God is. En dit is baie belangrik. As jy in jou stiltekamer ingaan of in jou stilplek ingaan of in jou dag, moet jy erkenning gee aan wie God is. Dawid kom en dan wys hy dit vir ons. Wanneer ons God reg verstaan, verstaan ons dan ook onsself reg. Nou hoop ek jy verstaan my wat ek vir jou probeer sê. Wanneer ons in aanbidding kom, gee ons erkenning aan wie God is. Dan gee ons erkenning aan wie God is. Baie mense spring net en sê, Here, ek het vanmôre dit nodig, ek het dit nodig, ek het dit nodig. Nee, ons het vanmôre nodig om erkenning aan God te gee. En hier kom Dawid en hy gee dit vir ons in vers 3. Hy sê, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Nêrens in hierdie woord van die Here of oor my tyd het ek ooit gesien dat die woord sê dat die duiwel baie mense gemaak het nie. Of mense gemaak het nie. Baie mense sê nee. Daai volk of daai mense is deur die duiwel gemaak. Nee, God het elke mens gemaak. Die duiwel maak jou net groot. Dis die probleem. Die Here maak jou en die duiwel maak jou groot, jy gee dit aan hom. En daarom is dit belangrik. Die eerste woord wat ons in hierdie vers lees is erken. Ons moet erken. Dit beteken om te weet, dit beteken om te verstaan, hoor gou mooi, dit beteken om te bely en met jou lewe te verklaar dat hy die koning is van die konings, dat hy die enigste God is, dat hy die God is van lewe en dood. Jy sien baie kerke kom en dan sê hulle, kom net soos jy is, Jesus het lief, Jesus het jou lief, maar jy moet verstaan hoe en wat die liefde van Jesus is. Jy moet verstaan wat dit beteken om duur gekoop te wees deur die bloed van die lam. Dis maklik om dit te sê, ek kan dit vir jou elke dag sê, ek kan hierdie mooi woordjies vir jou sê, maar as jy nie erkenning gee aan wie God is, en wat sy bloed vir jou gedoen het, aan die kruis op Golgotha nie, sal jy nooit verstaan wat die krag van God vir jou kan doen nie, en wat God vir jou kan doen nie.
Daarom skep ons die tempels af, daarom lyk ons tempel baie sleg in ons. Laat daar geen vuil mond of geen vuil woord uit jou tempel uit jou tempel uitkom nie. Hoor gou mooi, geen vuil woord. So jy mag nie praat van 'n Mercedes nie, jy moet praat van 'n Red Bull. Amen. Prys die Here. Hoor gou. Om te beteken, om te verstaan, om te bely, om te verklaar wie God ons Vader is en hy is die God alleen. Hy is nie net 'n God nie. Hoor gou. Hy is die enigste ware God. Hy is die enigste ware God. Weet jy wat, ek sien eintlik in 'n mate verby hierdie chaotiese wêreld en dan sien ek eintlik hoe God regeer in 'n wêreld. Ja, moet ek die swart maatjie eerder vat of is die alright? Is hy okay? Ek sien hoe God elke dag in 'n chaotiese wêreld reageer. Hy bly getrou wanneer mense ontrou is. Hy verander nooit. Al verander ons omstandighede, verander hy nooit. Wanneer ons vanmôre herken dat hy God is. Weet jy, kan ek gou vir jou iets sê? Verloor vrees sy mag. Bekommernisse verdwyn, want jy weet en jy sing dit, en die woord in Matteus sê dit, waarom kwel julle oor die dag van môre? God sorg dan vir die mossies, hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg nie. Geloof groei, jou geloof begin te groei, hoop word herstel, dit is so mooi. Jy weet wat, jy lyk nou, jy's dalk nou in 'n donker plek, jy's nou in 'n dal van doodskaduwee, want jy's in omstandighede in jou lewe ingedompel, maar ek wil vir jou sê, jou hoop begin groei, want jy erken wie God is, en God sal jou nooit begewe, en hy sal jou nooit verlaat nie. Hy gee ons hierdie beloftes. Wanneer God op sy troon is, kan ek gou vir jou iets sê, hoef jy nie op 'n troon te sit nie. Hoef jy nie op jou troon te sit nie. So klim van jou man se kop af, vrou. Gee hom tyd en plek om te reageer, of te regeer in sy huis. Maar dan moet hy ook die man weet. Ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre. Dalk voel jy vandag of alles buite beheer is. Alles. Maar ek wil hê jy moet hierdie verstaan. Wanneer ek en jy erken dat die Here God is, en dat hy ons gemaak is, sal ons vanmôre onthou, dat God nooit beheer verloor het nie. Hy het nooit sy beheer verloor in ons lewe nie. Hy regeer nog steeds. Hy het ons gemaak. Jy's nie 'n ongeluk nie. Jy's nie 'n ongeluk nie. Jy's nie toevallig hier nie. Al ken jy dalk vanmôre nie jou regte ma of pa nie, of jy's wees, of wat ook al dit mag wees. Jy's nie toevallig geskape nie. God het 'n doel met jou lewe. God het vanmôre 'n doel. Hy het 'n doel met jou skaping of dat jy geskape is met jou geboorte. Hy het 'n doel met jou mens wees, want hy wil jou gebruik. Sê gou vir een langs jou, hy wil ons gebruik. Hy ken jou naam. Hy ken jou naam, hy ken jou hart. Hy ken jou hart. Hy ken jou swakhede. Hy ken jou swakhede. Hy ken jou toekoms. En dit is wat so mooi is. Al lyk jou toekoms vanmôre donker, weet hy vanmôre, maar moet jy eintlik vanmôre weet, my toekoms is eintlik lig omdat hy my ken. Jesaja 64 vers 8 sê, U is ons Vader. Ons is die klei. En U is die pottebakker. U is die pottebakker. Ek wil gou hierso met, ek wil net iets verduidelik en ek het nou nie klei hierso nie. Ek het altyd so bakkie klei wanneer ek 'n huwelikslas doen. Verskillende kleurkleie. Sê ek het reg. Ek het 'n swarte, ek het 'n rooi, ek het blou, ek het groen, dan breek ek dit in sulke stukkies. En dan wanneer ek by hierdie paartjie sit wat gaan trou, maar ek wil dit nou vanmôre in jou lewe demonstreer, nou moet jy jou verbeelding gebruik. Julle het mos daai 'n verbeelding. OK. Dan sê ek vir elke een van hulle om een te trek. Goed, nou kom ons sê Koos trek nou 'n lekker rooie en Sunny trek 'n bloue. En nou trek elkeen 'n klein, dis ons eie lewe ook.
En dis is wanneer ons ook self diergekoop is deur die bloed en ons het bekeer. Die oomblik wanneer ons vermenigvuldig in sonde, dan begin ek hulle vrae te vra, dan vra ek vir hulle goed. En 'n mens moet hierdie goed doen, want jy moet dit verstaan. Dan sê ek, trek gou vir my, dan vra ek, jong man, kyk jy nog porn? Dan sal hy nog, ja. Dan sê ek, okay, vat 'n klein, dan trek hy nou 'n gele, dan meng hy dit nou met sy rooie. Vra ek nou vir haar iets, wil jy onderdanig aan hom wees wat die woord sê? Nee, ek gaan nie onderdanig aan hom wees nie, meng dit. En so gaan ek aan, so elke dag van jou lewe, wanneer jy vermenigvuldig in sonde, en jy vat hierdie klei, en jy meng dit met jou rooi en met jou blou. En hier teen die einde van alles, wanneer Jesus ons kom, voor Jesus ons vrymaak, of wanneer Jesus ons kom vrymaak, of besig is om ons vry te maak, dan sê ek vir hulle, okay, daai klere is nou alles gemeng, nou moet jy jou rooi kleur uithaal, en jou blou kleur uithaal. Dink jy kry dit reg? Nee. Dis wat die wêreld doen. Dis wat die wêreld doen elke dag. Jy sien maar wanneer ons in heiligmaking, bly julle saam in sonde? Ja, oom, ons bly saam. Okay, wat ook al dit mag wees. Jy sien, en dit is hoe jy dit moet onthou altyd, is dat ons eintlik moet verstaan dat ons die klei is en dat die Here ons moet vorm. Nie met goed saam met ons nie. Ons moenie met bagasie saamkom nie. Ons moenie met die gees van welle saamkom nie. Ons moenie met sonde saamkom nie. Jy sien, want dan kan God jou nie vorm nie. Dan kan hy jou nie vorm nie. Jy moet skoon en na heiligmaking streef. As God jou gemaak het, weet hy ook hoe om jou dan te herstel. En dis dan wanneer ek en jy die erkenning doen en die belydenis doen om te sê, Here, maak my skoon. Dan sê ek vir hulle, goed, as jy bereid is om Jesus te volg en jou hart vir die Here te gee, vat Jesus, net hy kan dit doen. Daardie klei, nou moet jy jou verbeel, daardie sonde uit jou lewe uit. Want hy sê, as jy jou sonde bely, is hy getrou en regverdig om nooit weer daaraan te dink nie. En dan word jy weer rooi en blou. Dis hy wat dit doen. Dis net hy wat dit kan doen. Mense kan jou afbreek, omstandighede kan jou moed breek. Vra vir Ekorleni. Jene. Maar die Skepper weet hoe om ons heel te maak. As jy voel jy is gebreek, bring die stukkies vanmôre. Bring dit vanmôre na die een wat dit kan heel maak. Hy herstel wat mense vernietig. Hy kom en dan sê hy, weet jy wat, jy is myne. Jy behoort aan my. En hier is een van die mooiste waarhede van die Bybel. Hoor gou baie mooi. Dat ek en jy aan God behoort. Ons behoort nou aan Jesus. Ons behoort aan hom. Nie aan die wêreld nie. Hierdie wêreld is jou tydelike plek. Ek en jy behoort aan die koning van die konings. Ek en jy behoort nie aan die duiwel nie. Hoor gou mooi. Hierdie glorified ouens wat nou hulle siel aan die duiwel verkoop en hulle word nou satanis en hulle doen allerlei goed. Ag, hulle word eintlik net graffiti spuiters. Dis eintlik al wat hulle doen. Die vyand is besig om hulle te vernietig. Jou siel behoort aan God. Wanneer jy sterf, sê die woord van die Here, keer die liggaam terug na stof en die gees keer terug na God aan wie dit behoort. Tot op daardie dag wanneer jy voor hom gaan staan en jy kyk hom in die oë. En dan gaan hy vir jou sê, welgedaan goeie diensknegt, of gaan weg, ek ken jou nie. Nie aan sonde nie. Ek en jy is nie aan sonde gebind nie. Nie aan vrees nie, man. Ons is nie aan vrees gebind nie. Ons behoort aan Jesus. Ons behoort aan Jesus. En dit is wat die Nuwe Testament ons leer. Wil jy nie gou jou Bybel daar oopmaak in 1 Korintiërs 16, in 1 Korintiërs 6, dit wat ek nou gelees het net. Asseblief, lees dit saam met my. Dis nie op die skerm nie. Ek het dit nie daar gesit vanmôre nie. 1 Korintiërs 6, vers 19 en vers 20. As jy daar is, sê amen. Weet jy wat sê die woord? Hy sê, moet nie dwaal nie. Nie dwaal nie. Hier's 'n skerp vermaaning in hierdie 1 Korintiërs 6. Hy's baie skerp. Hy's berisping oor verskillende tussen ons broers. Ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre. Hierdie woord gee vir jou 'n duidelike waarskuwing. Hy sê moenie dwaal nie, geen hoereerders, afgode dienaars.
of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gieraards, of dronkaards, kwaadsprekers, daar's so baie goed waarmee jy jou klei kan meng, wat die Here nie kan vorm nie. Rowers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Maar ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil met jou praat oor vers 19. Of weet julle nie dat julle 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Hoor gou daar, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Daarom sê ek vanmôre, verstaan jy, ek sê nie hierdie goed net om jou te laat goed voel nie, ek sê hierdie goed want dit is 'n waarheid. Jy behoort aan God, jy behoort aan Christus. En dan kom hy dan sê hy hierso, in vers 20, weet julle, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Hey, u gaan my nou ook. Laat u wil geskied, Here, en dankie vir die bloed van Jesus oor ons lewe. Amen. Jo. Prys die Here. Ag, is so opgewonde. Dit beteken vanmôre jy's geliefd. En dit beteken dat ek en jy's aanvaar. Jy's veilig en jy's nooit alleen nie. Dis wat so wonderlik is. Wanneer die vyand vanmôre vir jou kom sê jy's niks werd, dan antwoord die Here God. Vers 19. Jy behoort aan my, jy's myne. Wat 'n geweldige troos. Nie die dood kan ons skei van die liefde van Christus nie. Want hy wat in ons is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. Want so lief het hy my en jou gehad, dat hy Jesus Christus sy eniggebore seun gegee het, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Ek en jy is vanmôre die skape van sy weiding. Nou verstaan jy wat die herder beteken. Nou verstaan jy om te sê ek is 'n skaap. En hier gebruik Dawid die beeld van 'n herder. En nou verstaan jy dit. Dis nie sommer net goedkoop gesê nie. Hierdie is met autoriteit gesê. Dis met krag gesê. Skape is afhanklik van die herder. Die herder dra hulle wanneer hulle swak is. Net so doen Jesus. Wanneer ek swak is hy sterk. En sy krag is in my. Hy is die goeie herder. Hy loop voor jou en hy vergeet jou nooit. Hy dra jou wanneer jy nie kan nie. Hy vat die laste op hom. Hy ken elke skaap. Hy ken elke een van ons by die naam. Hy ken elke traan vanmôre. Hy ken jou wanneer jy verslae gees het. Want die woord sê, hy tree self in by die Vader. Wat 'n belofte, man. Wat 'n belofte. Hy ken elke traan. Hy ken elke gebed. En dan wanneer jy bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En wanneer jy bid, wanneer jy 'n voorbidding doen, wanneer jy erkenning doen, hoor gou mooi, kom al jou gebede en almoes voor God. En hy verhoor jou gebed. En hy antwoord op sy tyd. Hy gee dit vir jou deur. Hy bemoedig jou. Met die woorde van Psalm 23, dat die Here is jou herder. Jy hoef nie bang te wees nie. Niks sal jou ontbreek nie. Niks sal jou uit sy hand uitvat nie. Wat beteken dit vandag vir my en vir jou? Wanneer jy onseker voel, erken dat hy God is. Erken dat hy God is. Wanneer jy bang voel, onthou jy is een van sy skape. Leef elke dag, hoor gou baie mooi, met hierdie 4 sekerhede. Is jy reg? Jy kan dit neerskryf, vir jou gee. Eerstens, God regeer. Erken dat hy regeer. Tweedens, dat hy my gemaak het, dat hy jou gemaak het. Derdens, dat jy aan hom behoort. En vierdens, hy sal jou lei. Hy sal jou lei. As hierdie waarhede jou hart vul vanmôre, hoor gou baie mooi, sal jy vreugde in die Here vind. Nie afhanklikheid wees van jou omstandighede nie, maar jy weet wie die bron is van jou omstandighede. En dit is so mooi. Kom ons erken vandag, wanneer ons met ons hele hart God alleen dien en net hom dien,
en sê dat hy ons gemaak het, kan ons vanmôre sê, ek behoort aan Jesus. Lei my elke dag as die goeie herder. Jy kan elke dag bid en sê, Here, dankie dat U my liefhet, oneindig liefhet. Dankie dat U omgee vir my. Dankie, Here, dat ek my vertroue in U kan sit. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Here, dankie vir U getrouheid. Dankie dat U vanmôre die God is wat vir ons omgee, die God is wat ons kom red, die God wat met ons praat deur die woord, deur die swaard. Vanmôre kom ons as 'n gemeente as 'n ooreenstemmend, ons kom in agreement eintlik, dat ons erken dat U die God is van hierdie wêreld. Die God is wat ons geskape het, die God wat ons liefhet. Daarom wil ons vanmôre vir U sê, Here, daarom verstaan ons nou die liefde van Christus en dat ons U ook liefhet, onvoorwaardelik lief. Dankie vanmôre, Here, dat ons kan erken dat U ons gemaak het en dat ons aan U behoort. Ons behoort aan die koning van die konings. Ons is net tydelik op hierdie aarde. Maar terwyl ons hier is, sal ons die opdrag uitvoer van Spreuke 11:30, ons sal sielewenners word. Ons sal 'n familie word, ons sal sy volk word, ons sal die krag in die evangelie dra, die woord en die waarheid spreek. Dankie Here vanmôre dat U woord ons bemoedig in tye van swaarheid, moeilikheid, 'n onderdrukking, verdrukking. U sê dit self, in hierdie laaste dae sal daar verdrukking kom. Daar sal verdrukking kom, daar sal verdrukking kom in jou omstandighede, daar sal verdrukking kom in jou geloof. Daar sal mense wees wat afvallig sal word in die geloof. Jy sal vanmôre hierdie verdrukking ervaar in jou Christenskap. Jy sal dalk vra, maar weet jy wat? Hier kom die goeie herder en hy antwoord. Hy sê, hou goeie moed. Hou goeie moed, die wat volhard tot die einde toe. Ek wil vandag vir jou sê, dis nie hoe jy begin nie, maar dis hoe jy klaarmaak, hoe jy deur hierdie verdrukking gaan, wat saak maak. Jy vanmôre bereid is om te sê, ek staan met alles, staan saam met my, en dan sluit ons lekker af. Dan gee ons eer aan die Here. Amen. Kom ons sluit af vanmôre met 'n liedjie. Soms so 'n aanbidding ook vanmôre. Ons vat ons grondgebied vanmôre, Here.